Hallo en welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na iets baie persoonliks. Dis uittreksels uit Karel Nul se bundel Stilbaai van ons drome. En dis duidelik, nê? Dis werk wat regtig uit die hart kom. Vol gedigte, kort stukkies prosa, dit probeer die essensie van Stilbaai vasvang, die gevoel. Ja, die plek, amper. Presies. En ons wil vandag saam met jou deur hierdie bladsye stap om te probeer verstaan wat Stilbaai vir hom beteken het, maar ook, jy weet, hoe hy daai betekenis oordra. Wat is dit van 'n plek wat mens so kan gryp? Die opdrag alleen al aan Koos en Letty Verster wat die oorspronklike vakansieplek gekoop het, dadelik. Hier gaan dit oor familie, oor erfenis. Dis die fondasie, ja. En die voorwoord skets ook daai kontras. Die dorp groei, Desember is chaos, maar die kerngoed, die strande, die rivier, rotse, selfs daai slapende skone in die verte, dit bly. Dit bly konstant. Hy noem ook en haal dit net aan soos dit daar staan, die sien van goeie Afrikaner gene op die strand. Dis deel van sy poging om die hele toneel te skets soos hy dit ervaar het. Dis interessant hoe so 'n teks werk, né? Dis nie net mooi prentjies nie. Dit word 'n soort kaart van die innerlike wêreld ook. Gebruik Stilbaai amper as 'n lens om na groter goed te kyk. Soos wat? Wel, herinnering, tyd, ons verhouding met die natuur, dis universeel. En die vraag is hoe hy dit doen. Watter woorde, watter beelde gebruik hy? Dis meer as net 'n brief aan 'n dorp, jy weet. Dis 'n verkenning van hoe plek is. Goed, kom ons spring weg. Wat my eerste getref het, is hoe sterk die sintuie is. Jy word sommer ingetrek deur die klank, die gevoel. Absoluut. Ek dink aan C. Ruys. Hy praat van 'n oneindige nota-simfonie wat die wind maak. Dis nie net wind nie, dis musiek. Ja. Of in daai magtige waters en die wit pluime wat afspras op die roewe rotse. Jy sien dit, jy hoor dit amper. Dis baie evokatief. Ja, daai sintuiglike is die deur waardeur hy ons vat. En let op hoe hy die natuur lewend maak. Dit kry karakter, nie net water nie. In Stilbaai is dit 'n kindervriend. En 'n noordewind, die golwe is ongeteelde wit perde. Hulle storm aan, hulle pletter loop tot sproeirein teen die rotse. Daai personifikasie gee die natuur agentskap. Agentskap, wat bedoel jy? 'n krag, iets waarmee jy in gesprek tree. Dis nie net 'n mooi agtergrond nie. En ek kyk nie net na die groot goed nie, hy zoom in. Die blou blaasies is ridders uit die diep. Die jellyvis, Ja, soos ou man se pense. presies. En daai klein rooipoot krappie in bosdoontjie, wat sy knyper hele ekosisteem van betekenis wat hy skep. Ek gou vir my woord agentskap, dit maak dit lewendig, maar soms ook bietjie ongemaklik of selfs effens gevaarlik. Ja, daar's 'n spanning. Jy sien dit in Skulpiesbaai. Dis beeldskoon, dun blou laagies, kristalpoele, maar dan die oumens lyf en sagte voete vind dit eintlik laf om oor daai skerp skulpe te loop. En dan gee hy daai GPS-koördinate. 34 grade 22,093 S, 21 grade 25,41.7 O. Wat op aarde doen die daar? Dis fascinerend, né? Anker die plek mos baie konkreet. Dis hier, nie een of ander droomplek nie. En soortgelyke koördinate kry jy by Stilbaaihuis en die vakansiehuis. Die laaste een is 34 grade 22,0931 C, 21 grade 24,1235 O. Dit bind daai emosie. Ja. Maar ek wonder ook, sê dit nie iets oor ons moderne ding om alles te wil meet en vasping nie? Dit sit die poësie, die tydlose gevoel, binne 'n baie tegnologiese raamwerk. Dis 'n interessante spanning. En dit sluit aan by daai gemak. Dis nie net mooi drome nie, dis in die lyf, soms seer. Ja, ek hou van daai idee van spanning. Jy kry dit ook in seewater. Eers daai skok van die koue. Koue op my vel, eet my happies op. En dis wild. Kyk hoe wild kry jy my beet. Dis nie 'n sagte see nie. Nee, glad nie. Aan die einde van presies dieselfde gedig. Ja, kom nie draai. Maak die kwale gesond van my oudagslyf. Dis wonderlik. Dis die paradoks, né? Die ding wat jou aanval, wat jou seermaak, maak jou ook gesond. Dit sê amper, jy weet, heling kom nie altyd uit gemak nie.
soms kom dit juis uit daai iets groters, iets wat jou uitdaag. Dis nie net lê op die strand nie. Nee, dis aktiewe herstel. En daai idee van vrede wat jy kry, juis in die middel van die oorweldigende krag, soos 'n seevrede is 'n mistiese rus tussen al daai blou en gedrein. Dis sentraal. Die plek gee stimulasie en saligheid. Daai helende kwaliteit, dis 'n perfekte oorgang na die volgende groot tema: herinnering, nostalgie, familie. Want dis duidelik, hierdie plek is propvol persoonlike geskiedenis. Dis amper asof die landskap self onthou. Absoluut. Dis nie net sand en klip nie, dis 'n argief. Die huis adem 'n teenwoordigheid. Dit word 'n erfenis. Ja. Of kindertjies wat wonder oor die hoeveel geslagte langse spel wat die strand al gesien het. Die plek word 'n getuie en in Stilbaai-pad sê hy dit reguit. Hy kom soek stukkies van my siel wat ek al jare hier verloor het, tog na diself deur herinnering. En dis nie net passief onthou nie, né? Dis 'n aktiewe soektog. Die beelde in Stilbaai-pad. Daai ouers wat lank pad weggegaan het. Die halfdonker huis se reuke, die meubels wat skimme en spooke adem. Wow. Dis amper 'n spookstorie van 'n. En daai gevoel van terugkom, jaar na jaar. Dit word amper 'n natuurkrag. Ja, in Lappiesbaai is daar daai déjà vu wat deur die gisterlaaie gaan. Die plek skakel die geheue aan. En gedigte soos Stilbaai-huis en seevakansie praat van die plek as 'n onverbiddelike Mensemagneet. Ek hou daarvan. Dis nie net 'n keuse nie, dis amper 'n onvermydelik. So swaartekrag wat die familie terugtrek. En dit link natuurlik direk na daai opdrag aan die versters. Hulle het die anker geskep. Dis kragtig, ja. En dan kom totsiens my Stilbaai. En dis die van hoekom daai magneet werk. Al daai spesifieke sintuiglike goed, die reuk van die see, eerste ronde wals, pa en ma, krewelstrek, ma se beskuit, Ja. die groenteboomkafee, paling by die brug, braaivis onder die melkhoutboom. Dis hierdie klein persoonlike goed wat saam die groot gevoel bou. Presies, krag lê juis in daai spesifieke detail. Dis nie net lekker tye nie. Dis geanker in regtige reuke, smake, prentjies. Dit maak dit eg. Maar dis nie net sonskyn nie. Jy voel die melancholie ook. Definitief. Daai ouers wat lank pad weggegaan het en dan mooi herinneringe in totsiens my Stilbaai. Eindig dit met daai vraag: wonder wie sin sal jy wees? Wat sê dit vir jou? Oef, dit tref hard na al daai warmte, né? Dit voel soos 'n skielike 'n koue wind. Die besef dat hierdie diep band, dis nie noodwendig vir altyd nie. Die plek mense ander herinneringe. Ja, Dit erken dat selfs hierdie kosbare anker onderhewig is aan tyd, aan verandering. ek dink dit is presies dit. En dit bring ons by die volgende tema. Daai spel tussen tydloosheid en verganklikheid. Aan die een kant is daar die natuur, veral die see, die rotse. Dit voel oseaan, sê die see, duin eeue onveranderd. Ja, Stilbaai-see wys die kontras. Die 1000 ou vrou plooie op die rotse, dis diep tyd. Maar die strande, elke môre magtelike rein van mense se spore. Die natuur vee ons sommer uit. dis nog. En teenoor daai amper ewige natuur, plaas Nel dan ons menslike tyd, wat so vlietend is. In seevakansie is daar daai uurglas wat onverbiddelik leegloop vir die vakansiegangers. Ons is nie vinnig hier, ons tyd is afgemeet. Die uurglas is 'n sterk beeld. En hierdie besef van lewensiklus, dit kom op 'n baie onverwagse plek na vore. Die gedig Stilbaai spaar. Ja, dis groot. Jy verwag see en fynbos, en dan kry jy die spaar. Nogal 'n meesterstukkie van observasie sou ek sê. Dis ongelooflik skerp, hoe hy daai generaal, samajore, tannies, dames en here, hulle is nou hier by die see, amper die eindpunt, sê hy, afgeleef. Dis amper klinies, maar daar's deernis ook. Net in die feit dat hy hulle sien, hy beskryf dit net. Ja, hy oordeel nie direk nie, hy rapporteer amper, maar wat my sê van die spaar as die verhoog. Dit plaas daai groot temas oud word, die einde, die gelykmaker van die lewe, nie ewers hoog heilig nie, maar in die mees alledaagse plek denkbaar, tussen die blikkies kos en die waspoeier.
Daai is almal dieselfde. Generaals en tannies is net so als weg. Dit wys ook Stilbaai is nie net 'n droom nie. Dis 'n regtige plek waar regtige lewens gebeur. Die hele lewe. Daai kontras is sterk. Idiele en realiteit. Jy sien dit ook in bosverposing, die natuur se siklus, dood van die blaartapuit, maak plek vir nuwe groei. Maar die mens, ons stap net reguit lyn verby. Ons is net hier om slegs 'n moment te bly. Weer daai kontras. Sikliese natuur, lineêre mens. En herfsrit gebruik daai kleure geel, roesbruin, rooi en die voorlaaste draai. Dis duidelike metafoor vir lewe. So deur alles is daai blywende natuur see, rotse, rivier, die berge, die agtergrond. En teen daai groot doek word die menslike drama herinnering, liefde, verlies, oud word net skerper. Dit gee perspektief. En hierdie diep band met die plek, plus die besef van tyd, natuur se grootsheid, dit lei ons na dieper oomblikke, amper spiritueel. Dis ons laaste tema. Dit voel of die plek self dit uitlok. Dit lyk beslis so. Die natuur word meer as net mooi. Dis 'n bron van wonder. In Murmelbos, by vraag wie luister as die digter nie daar is nie, en hy praat van die bos wat lafenis uit simfonie. Dis taal wat na iets meer wys. Ja, en see-simfonie is vol sulke vrae. Wie se stem is die gedruis van die see? Wie tel die sand? Dis vrae wat ons grense erken. En dan lei dit na die beeld van die skaamkompones. Ja, Verborge vir wie hoogartig is. Dis 'n snaakse woord daar. dis nie 'n afwesige skepper nie, maar een wat subtiel is, wat nie homself afdwing nie, wat jy dalk net sien as jy met nederigheid kyk. Nie die hoogartiges nie. Dis 'n spiritualiteit van wel verwondering, ervaring, nie dogma nie. Jy ontdek dit in die klein. Dit par by daai gevoel van nederigheid elders. Seevrede praat van die see se patrone as vingerafdrukke van die ewige wysheid. Weer subtiel. En seegereis sê dit reguit. Vernederd voor jou grootsheid, probeer ek jou lied verstaan. Klein voel voor iets groots. Presies. Dis ontsag. En dit bring ons by daai laaste gedig, Verniet. Dit voel amper soos die slotsom hiervan. Ja, dit begin met daai vraag oor die koste. Wat kos 'n golf? Hoeveel kos 'n brander? Dit probeer waarde meet in ons terme, geld, betaling. Maar die einde is dat dit onskatbaar is. Gee. Alle goeie dinge om te geniet is gawes van die Here en hy gee dit heeltemal verniet. Dit vang daai dankbaarheid vas. Die besef dat die diepste goed, skoonheid, vrede, liefde, herinnering buite die markplek staan. Dis genade. En dit kompel terug aan vakansienaad. Jy kom daar met 'n siel verhonger om jou verlore self weer vind in die wysheid van die voorvaders. Stilbaai word dus nie net fisiese vakansie nie, dis plek vir geestelike herstel, ontvangs van hierdie vernietgawes. Goed, so as ons nou alles moet saamvat, wat kry ons uit hierdie uittreksels? Diep persoonlike liefdesbrief aan Stilbaai. Maar die krag is hoe Nel daai baie spesifieke persoonlike ding gebruik om universele snare te raak. Hy wys hoe 'n plek met sy reuke, klanke, rotse, selfs sy spar, 'n landskap van die siel word. 'n Plek waar ons worstel met tyd, familie, rek in die natuur. En wat my aanhou fascineer is hoe die poësie dit doen. Dis daai kombinasie. Die presiese detail, jellyvisse, melkoutbraai, saam met die groot vrae en die sterk beelde, wit perde van die see, skaamkomponis. Die baie persoonlike woord het, nie omdat ons almal daar was nie, maar omdat die gevoelens, nostalgie, wonder, weemoed, die soeke na rus universeel is. Dit laat jou dink oor jou eie Stilbaai, daai plekke wat vir jou soveel lae betekenis het. En dit bring ons by 'n laaste gedagte vir jou om saam te neem. Hierdie is Karel deur sy oë, sy herinneringe op 'n sekere tyd. Dit laat mens wonder oor jou spesiale plekke. Die wat jou anker, jou herinneringe vashou, wat jou uitdaag of troos. Hoe het daardie plek, of dit nou kusdorp, berg, stadsblok, of net 'n hoekie in jou huis, jou gevorm? Hoe kleur dit jou siening jouself van die wêreld? En as jy die storie van jou plek moes vertel, watter details sou jy kies? Watter storie fluister jou plek vir jou?